Vriende, ons praat vandag oor Elia en die lewe en werk van een van die grootste profete in die Ou Testament. Elia is een van die groot mentors wat ons in die Bybel kry. Iemand wat ons in die geestelike leerskool invat van God, die geloofskool. En hoe ons in ons geloof natuurlik ons lewe moet aanpak en hoe ons ook deur moeilike omstandighede moet gaan, hoe ons in alle situasies op die Here moet vertrou en op hom moet staatmaak. Almal van julle ken die bekende gedeelte van Elia in 1 Konings 18 waar hy vir al die Baal-profete, die 400 Baal-profete oproep daar na die berg Karmel toe en dat hulle daar bo staan en hulle offers neersit en waar hy dan vir die Baal-profete sê hulle moet tot hulle God bid om hierdie offer te konverteer. En dan bid hulle die hele dag en die middag en op 'n stadium sê Elia vir hulle, miskien slaap julle God, miskien kan hy nie hoor nie, julle moet harder roep. Dan dryf hy met hulle die spot en dan later die middag dan kom hy, dan slag hy nou sy bees en sit hom daar op die altaar en hy beveel dan die mense wat saam met hom is om dit met water te gooi. 3 keer laat hy water opgooi en dan loop al die water langs die offer af. En dan wanneer hy tot die Here bid, dan kom die Here en hy verteer hierdie offer met vuur. So uit nêrens uit nie, kom vuur. En dit is altyd 'n handeling van God wat uit niks iets maak. So die almagtige God kom en hy maak uit niks, maak hy vuur. Hy verteer hierdie vuur en dan neem Elia vrymoedigheid en hy maak 400 profete dood. So dis rowwe tye gewees daai. En dan wat gebeur is, hy vertel dit, Agab hardloop na sy vrou toe, Isebel, die rowwe Jezebel. Sy het haar oë mooi opgemaak, sy wil altyd gemanipuleer het, sy wil altyd in beheer gewees het. Sy het eintlik vir Agab ook verlei in hierdie afgodery in. En wanneer sy hoor dat haar profete doodgemaak is, stuur sy 'n boodskap na Elia toe in 1 Konings 19, waar sy vir hom sê, so seker as wat ek lewe, gaan ek jou doodmaak. En as ek jou nie kan doodmaak nie, mag die gode jou doodmaak. En dan doen Elia baie snaakse ding, hy vrees en hy hardloop weg vir een vrou. Nou daar kan humor daarin wees om te sê, mans is nou maar bang vir 'n vrou, jy weet. Maar hy was nie bang vir 400 profete gewees nie, en dan gaan Elia in vrees in. En hy hardloop weg. Iemand wat so pas gesien het wat God doen. Hy het 'n skouspelagtige dramatiese ervaring van God gehad. En nou, op grond van een doodsdreigement, hardloop hy weg. Na die absolute hoogtepunt in sy profetiese lewe, kom hy nou by sy absolute laagtepunt. Hy het so pas God ervaar, maar nou voel hy van God verlate. Hy sit daar onder 'n boom en hy sê vir die Here, laat my liewers doodgaan. Ek hoef nie meer te lewe. Dis nie moeite werd dat ek lewe nie. En hy kom by 'n baie laagtepunt. Ons sien vir Elia daar op sy laagste in 1 Konings 19. Wat maak ons in ons lewe wanneer die lewe ons knak? Wat maak ons in ons lewe wanneer eksterne omstandighede ons soos Elia laat vlug, laat weghardloop? Soos die sielkunde sê, jou eerste angsreaksie is vlug. Veg of vlug. Elia vlug. Die sielkundige teorieë sê ook, dis presies wat mense doen. Om te vlug. Ons eerste reaksie is om te vermy, om te isoleer, om weg te kom, om te kyk wat ons met hierdie ding kan doen. Maar sonder dat Elia en ons bewus is daarvan, die oomblik wanneer ons dit doen, raak ons wêreld al hoe kleiner. Een groot profeet raak bang vir een vrou wat hom bedreig. Sy wêreld het klein geword. Baie klein. En dit net nadat sy wêreld baie groot was, toe hy God ervaar het. Hy gaan sit in die woestyn, hy los ook sy helper agter en hy stap nog verder in die woestyn in en hy isoleer hom. En isolasie het 'n baie groot gevaar wat dit vir ons inhou, want dit is net ons en ons eie gedagtes. Dis baie inperkend. Dan raak hy in die slaap. En ek dink hy het gehoop hy word nie wakker nie.
Maar 'n engel maak hom wakker en sê vir hom: "Hier is vir jou kos. Jy moet eet vir die pad wat voor lê. Jy moet hierdie kos eet." So wat ons leer is dat op ons heel laagste punte in ons lewe kom God en hy sorg. God sorg altyd. Ek het 'n vriend gehad in Humansdorp, Cornel, sy ma was oorlede op 'n baie jong ouderdom. En hy sê vir my, hy was 'n kind en die aand was die dominee daar by die huis en die dominee het vir hom gesê, weet jy wat, my seun, God sal sorg. En Cornel sê vir my, weet jy Jakob, my hele lewe was dit waar. My hele lewe het die Here vir my gesorg, tot en met vandag toe. Die engel kom maak vir Elia wakker. Hy skud hom uit hierdie selfbejammeringsposisie waarna hy homself bevind. En hy sê, eet, want jou pad vorentoe, jy gaan krag nodig hê. So die engel kom nie en gee vir hom 'n bemoedigende woord oor Jezebel nie. Die engel sê nie vir hom, hy gaan vir Elia beskerm nie. Die engel sê nie vir hom wat hy moet doen nie. Die engel sê vir hom, eet jou kos, daar's pad voor wat vir jou voorlê en jy het krag nodig. Die engel ignoreer vir Jezebel. Sy pas nie in die prentjie in nie. So in God se groter plan en groter skema is ons probleme eintlik nietig. Maar ons gee soveel aandag aan die probleme dat ons van God vergeet. Die engel kom leer vir Elia in die eerste plek dat dit gaan oor wat hy moet doen, oor sy werk. Want wat doen slegte omstandighede? Slegte omstandighede maak dat ons ophou om produktief te wees. Dat ons ophou om te doen wat ons elke dag moet doen. Maak ons onproduktief, dit maak ons lam, dit vat ons perspektief weg, dit vat ons insig weg. En dit maak dat ons nie meer met al die insig na die wêreld kyk soos wat ons veronderstel is om te doen nie. En dan pak Elia 'n 40 dae reis aan na die berg Horeb toe. Die berg Sinai, lees ons in 1 Konings 19. Dis die berg waar Moses was. Dis die berg waar Moses die Here gehoor het. Dis die berg waar Moses in God se teenwoordigheid was. Dis die berg waar die Here die 10 gebooie gegee het. En Elia gaan soos Moses en hy vind God se teenwoordigheid op daardie berg. Dit is wanneer ons deur die diepste trauma gaan, deur die swaarste moeilikheid gaan, wat ons aan die ander kant die teenwoordigheid van God ervaar. Want aan die ander kant sien ons God se teenwoordigheid. Aan die een kant sit ons soos Elia en ons voel asof alles verniet was. Ons voel asof alles weg is. Maar aan die ander kant is God daar. Aan die ander kant is God daar om te versorg. Terwyl jy daar onder daai boom lê. Terwyl jy voel jy kan nie meer nie. Terwyl jy moedeloos is. Terwyl die dinge aan die buitekant dalk jou vreugde steel. God is daar, besig om jou te versorg. God is daar besig om jou sterk te maak. God is besig om jou daar te voed met die brood van die ewige lewe, wat ons Here Jesus Christus is. Dan kom Elia by die berg Horeb aan en hy gaan in 'n spelonk in en hy gaan kruip verder weg. Dan vra die Here vir hom, wat maak jy hier, Elia? Hierdie vraag kan ook in ons eie lewe resoneer in ons koppe. Wat maak jy op hierdie emosionele plek? Wat maak jy op hierdie fisiese plek? Wat maak jy hier? Daai vraag wat die Here vir hom vra, impliseer 'n klomp dinge. Dit impliseer 'n klomp dinge van my en jou, dit verwag 'n antwoord. En dan antwoord Elia die Here en hy antwoord baie, maar soos ons sou antwoord, hy sê, Here God, ek het U gedien, my hele lewe lank het ek altyd vir U gedien, my hele lewe daarvoor opgeoffer, maar nou is dit net ek wat oorbly. Net ek is oor. Al die ander profete is doodgemaak. Niemand wil U meer dien nie. En dan gebeur die bekende wat ons almal ken. Daar kom 'n stormwind wat klippe rondruk en afruk. Daar kom 'n aardbewing. En daar kom vuur. 3 natuurelemente wat jy nie kan miskyk nie. Die natuur gee gehoor
aan God se teenwoordigheid. Die natuur reageer op die woord van die Here. Maar dan kom daar 'n stilte. En dis in die stilte wat daar 'n stem na Elia toe kom en weer vra: "Wat maak jy hier, Elia?" En weer kom Elia met dieselfde antwoord. En hy sê vir die Here: "Here God, ek het my lewe vir U afgesloof, ek het my hele lewe vir U gelewe. Die mense wil U nie meer dien nie. Hulle het al die profete doodgemaak, net ek het oorgebly." En dan sê die Here vir hom: "Daar is 'n oorblyfsel, 7000 mense wat ek laat oorbly het." Wanneer die Here vir Elia antwoord, dan sê hy vir hom: "Jy was so verkeerd met die afleiding dat jy alleen is, met die afleiding dat jy die enigste een is wat oor is. Daar is nog baie. Voel jy soms so alleen soos Elia? Voel dit vir jou of jy alleen is? Voel dit vir jou baie keer asof jy die enigste een is wat oor is?" Die Here sê: "Daar's nog baie. Daar's nog baie wat hy oor gespaar het. Daar's altyd 'n oorblyfsel. Jy is nooit alleen nie. Moenie die leuns glo nie, Elia. Moenie jou eie kop glo nie. Jou eie kop is verkeerd." En die Here kom en hy ruk Elia uit daai vals persepsie uit daai leuen persepsie uit. En hy sit vir hom in die realiteit in. Jy's nie alleen nie. Ek is in beheer, Elia, sê die Here. Dis wat die Here vir hom wil sê. Nie jy met jou denke en bekommernisse en jou klagtes en jou depressiewe gevoelens of jou gevoelens van afwees of daar onder die boom lê en jouself jammer kry nie. Dit doen niks aan die situasie nie. En dan sê die Here vir hom: "Gaan terug." Die Here praat nie met hom oor Isebel nie. Die Here sê nie vir hom hy gaan hom beskerm teen die vrou nie. Die Here sê nie vir hom hy gaan sy lewe red nie, want Isebel is vir die Here nie belangrik nie. Wat wel vir die Here belangrik is Elia se werk. Hy sê jy moet nog 2 konings gaan salf as konings van Israel en jy moet Elisa gaan aanstel en salf as jou opvolger. Ons leer hier. Ons vertraag God se werk deur selfbejammering. Ons vertraag God se werk deur ons eie onder die boom gaan lê ry. Deur ons eie moedeloosheid, deur ons eie isolasie. Deur op trauma te reageer en net te gaan wegkruip. So op 'n ligter trant, my suster het op 'n stadium deur 'n baie moeilike tyd gegaan en ek praat met haar, ek sê vir haar, weet jy wat Ineke, jy moet net swem. Swem net deur hierdie ding. Sy sê vir my, weet jy, hierdie ding is so erg, ek float sommer net op die tube in die rivier af. En baie keer voel ons so. Ons wil maar net op die tube klim en float. Maar ons leer hier by Elia 'n belangrike les vir elkeen van ons. God sorg altyd. God sorg ten spyte van die probleem. God sorg nie omdat daar 'n probleem is nie. Hy sorg omdat hy God is. Op jou laagste is God daar. Het jy al so gevoel in jou lewe dat jy op jou heel laagste is en voel ek kan net nie meer nie? God sorg daar vir jou. God sorg altyd. Wat ons ook weet, is die Here het 'n opdrag. Die engel herinner vir Elia daaraan, jy moet ver reis. Die Here herinner Elia daaraan, gaan terug. Gaan salf hierdie 3 persone. Met ander woorde wat hier gebeur, in God se teenwoordigheid, verdwyn Isebel as 'n probleem. Verdwyn hierdie gevoelens van onder die boom lê. Verdwyn die gevoelens van vrees, angs en bekommernis. Verdwyn die gevoelens van ek is geknak. Verdwyn hierdie hanteringsmeganismes van hom, want almal van ons het hierdie coping skills wat ons aanleer wanneer ons deur trauma gaan. Ongesonde dinge wat ons doen om te oorleef. En dan kom die Here en hy herinner Elia aan sy roeping. En hierin lê die oplossing vir my en vir jou. Want dis die Here Jesus Christus wat gekom het en wat die profete oor geskryf het. Hy kom
Hy kom breek nie 'n riet wat geknak is nie. Hy kom maak nie 'n lampie wat dof is dood nie. Hy bring genesing. Hy bring herstel. Hy bring lewe in oorvloed. Ons kan met baie meer geloofs-oortuiging as Elia lewe, want strome lewende water is in ons binneste. So wanneer ons voel dat ons geknak is, dan kan ons getuig dat God hier is. Dat sy Gees ons krag gee. Dat ons kan opstaan en kan voortgaan. Jesus gee vir ons die lewende brood, hy gee vir ons die lewende water. Wanneer ons onder daai boom is, moet ons onthou 1 Petrus 2 vers 24, ons sondes, ons siektes, ons probleme is aan die kruis gespyker. Christus het dit gedra. Daarom hoef ek nie daai gevoelens van onder die boom te dra nie. Ek hoef nie die angs te dra nie, ek hoef nie die bekommernis te dra of die vrees te dra nie. Jesus dra dit namens my. Ek hoef nie die vrees te dra oor die ekonomie, oor my finansies, oor my werk. Ek hoef nie. Jesus dra dit. Ons moet dit vir hom gee. En wanneer ons dit doen, en daai laste van ons afval, hou ons Jesus voor oë. Elia is 'n goeie voorbeeld. Maar Jesus is die begin en die einde van ons geloof. Laat ons elke las afgooi, ook die sonde, wat so maklik verstrik. Hebreërs 12 vers 1 en 2. Ons hou Jesus voor oë, die begin en die volëinder van ons geloof.